NERSA, Eskom, die registrasie van sonpanele en AfriForum. Ons lewe in 'n tyd van 'n oorversadiging van inligting en dit is soms moeilik om jou pad te vind tussen feite en opinies. Wie doen wat en wie sê wat? Ons gesels vandag met Morney Mostert, ons hoof van plaaslike regeringsake by AfriForum, en Dalena Beyers, ons raadgewer vir plaaslike regeringsake ook by AfriForum. Ons gaan gesels vandag bietjie meer in diepte oor die registrasie van sonpanele en Eskom en wat hulle dan nou alles sê. In ons vorige sitkamergesprek het ons belangrike punte aangeraak. Ons het gesê persone wat aan 'n munisipaliteit se stelsel gekoppel is, moenie registreer by Eskom nie. Daar's geen verpligting nie. Tweedens het ons gesê dat 'n munisipaliteit kan jou wel verplig om jou sonpanele te registreer, maar hulle moet die nodige verordeninge in plek hê. Derdens het ons gesê AfriForum meen dat Eskom jou nie kan verplig om by Eskom te registreer nie, veral wanneer jy minder as 100 kW opwek jou stelsel. En indien jy meer as 10 megawatt opwek, moet jy wel by NERSA registreer en nog steeds nie by Eskom nie. So Morney, ons begin sommer by jou vandag. Vandat ons vorige sitkamergesprek gehad het, was daar enige veranderinge in terme van Eskom se registrasies van sonpanele en wat sou dit wees? Ja, kyk, ons het met AfriForum het ons 'n lang veldtog teen Eskom gehad rakende hierdie registrasieproses, waar hulle eintlik aanhoudend mense gedreig het met 'n klomp boetes en veral met hierdie registrasieverpligting, en dat wanneer jy sonkrag neersit, moet daar 'n elektriese ingenieur wees wat hierdie stelsel afteken. Nou van ons groot veldtog geloods het hulle nou afstand gedoen van hierdie verpligting, want ek dink hulle het ook gesien dat daar is geen rasionaliteit daaraan gekoppel om iemand te verplig dat 'n elektriese ingenieur nou hierdie stelsel van jou moet afteken nie. Die tweede groot gedeelte is dat Eskom het gegaan en mense gedreig met boetes. Nou, hulle het eintlik konstant in die media mense geteken en gesê, as jy nie jou stelsel gaan registreer nie, gaan boetes na jou kant toe kom, en groot boetes wat tussen 25.000 rand sou gewees het. AfriForum het natuurlik navorsing gedoen. Ons het 'n klomp briewe aan Eskom geskryf om te sê, maar waar kry hulle hierdie bevoegdheid dat hulle dink hulle kan net mense boetes uitreik vir hierdie feit dat hulle nie sou registreer nie, en daar was niks nie. En intussen het Eskom eintlik bekend gemaak in 'n klomp media-onderhoude dat hulle nie meer uitgaan om mense te beboet wanneer hulle nie registreer nie. Nou, natuurlik, ons glo hulle het nog nooit daai bevoegdheid gehad nie, maar ek dink hierdie is 'n stap in die regte rigting vir Eskom, veral op die wyse waarop hulle so sterk gekommunikeer het in die media, dat hulle mense wil aanspreek rondom hierdie registrasies. Dalena, Eskom se skielike verandering van dingetjie, dink jy dit wys dat Eskom onder druk is? Pedra, ek dink dit is 'n duidelike teken dat hulle hierdie druk begin voel. Die duidelikste teken daarvan is die hoeveelheid mense wat sonkragpanele op hulle dak het. Dit het 'n groot invloed op die inkomste wat Eskom ontvang van kragverbruikers, en hulle is besig om dit aan te pas omdat hulle 'n beskikbaarheidsfooi vir mense begin vra. So dit beteken, as jy sonkragpanele op jou dak het, maar jy het nog steeds 'n kraglyn wat hetsy van die munisipaliteit of van Eskom af vir jou ekstra krag voorsien vir as jou sonpanele die dag nie aan is nie, dan belas hulle hierdie ekstra of hierdie beskikbaarheid van die krag in so groot mate dat hulle besig is om nog meer mense van die stelsel te laat afklim. So dit gaan binnekort goedkoper vir iemand wees om heeltemal van Eskom onafhanklik te wees, as om nog daai agterdeur oop te hou dat Eskom of dat die kragvoorsiener vir jou 'n bietjie krag gee wanneer dit bewolk is. En dit is soos om die gans met die goue eiers te slag. Hulle is besig om hulle eie kraantjie styf toe te draai, en nou doen hulle benoude spronge om dit te probeer keer. So nee, hulle is definitief onder druk. Morney, ons het in ons vorige sitkamergesprek daaroor ligtelik gepraat, maar as ons daar 'n bietjie meer in diepte daaroor kan gesels nou, wat sal Eskom se strategie wees om hierdie registrasie so te dryf? Wat is dit? Is daar 'n plan agter die plan? Ja, ek dink om by Dalena aan te sluit, ek dink die groot dryf hierso is weens Eskom se onvermoë in die beurtkrag-era. Nou, Suid-Afrika het 'n groot ekonomiese las gehad deur die beurtkrag-era, waar besighede eintlik uit noodsaak uit gegaan het, en seker op te maak eintlik dat besighede kan oorleef, het hulle sekere sonkragstelsels gaan neersit om net die besighede aan die gang te hou. En dit was nie uit eie keuse of 'n besluit wat maatskappye net moes neem uit hoedanigheid, dit was uit noodsaak uit.
vir daardie rede, jy weet, ons sit tans in die situasie waar volgens Eskom is daar 7.5 gigawatt sonkragstelsels alreeds in Suid-Afrika op die privaat dakke en volgens Sapvia behoort dit al meer as 10 gigawatt te wees. Wat dit vir ons sê is dat besighede het hierdie besluit uit noodsaak uitgemaak en private individue het dit uit noodsaak uitgemaak. Nou wil Eskom hierdie prosesse nou aanspoor vir hulle om te probeer legitimiteit koppel aan die feit dat mense minder krag verbruik. Ons sien dat Eskom alreeds besig is om dat daar mense is wat minder krag gebruik en dit is nie net weens die feit van dat daar sonkragstelsels ook is nie, maar ek dink Eskom tesame met NERSA en die hele elektrisiteitsindustrie was so sleg gereguleer of is glad nie gereguleer nie, dat die elektrisiteitsprys het natuurlik verskriklik geeskaleer. Dit begin onbekostigbaar raak om vir sekere mense om eintlik krag op 'n konstante manier te verbruik en sonkragstelsels is 'n alternatief waar jy nie net die ligte aanhou nie, maar op hierdie stadium blyk dit ook dat dit goedkoper kan wees om so 'n sonkragstelsel neer te sit. So waar laat dit ons in die industrie? Die belangrike ding hier is, indien die elektrisiteitsprys gaan aanhoudend nog steeds toeneem, gaan dit makliker wees vir besighede, vir huishoudings, om eintlik net die besluit te neem om te sê, kom ons skakel heeltemal van die netwerk af. Eskom wil graag dat mense dink dat hierdie is hulle eie besluitneming gedeelte, maar ons moet onthou die geskiedenis van hoekom hierdie industrie, eintlik die sonkragindustrie in Suid-Afrika is die grootste een in Afrika. En die rede daarvoor is die onvermoë wat Eskom gehad het. En ek dink dit is werklik irrasioneel van Eskom om te dink dat weens die konstante eskalering van koste, terwyl daar nie goeie finansiëel en swak bestuur by Eskom is nie, om te verwag dat alle Suid-Afrikaners hierdie gaping van wanvermoë moet betaal. Ek dink dit is absoluut irrasioneel en ek dink nie net AfriForum nie, maar verskeie gemeenskapsorganisasies en sakeorganisasies gaan nie kan toelaat dat hierdie eintlik deurgaan nie en ek dink dit is irrasioneel van Eskom om hierdie punt so sterk te wil druk. Op munisipale vlak, Talena, wat se tendense sien ons? Ons sien Eskom dryf dit baie sterk. Sien ons enige tendense op munisipale vlak? Die munisipaliteite wat ons kan sien, gebruik die geleentheid as mense registreer om sommer vir hulle nuwe meters ook in te sit. Nou, in teorie is jy veronderstel om as jy sonkrag op jou dak het en jy het 'n sogenaamde smart meter op jou koneksie van die munisipaliteit af, dat jy van jou sonkrag terug kan verkoop in die munisipale netwerk in. En dit gebeur sover ek weet in 'n paar Kaapse munisipaliteite, maar nie sover ek weet in die noorde nie. Hier by ons is die netwerk net nie in staat om dit te hanteer nie, of hulle kan dit nie bestuur nie, maar hulle wil nogtans vir jou 'n nuwe meter opsit. Wat ons ook sien is in Johannesburg dat hierdie nuwe meters nie werk nie, en dat hulle nou weer teruggaan na 'n eenrigting meter toe, so dis 'n tweede koste en 'n tweede ongelukkigheid van mense waar die meters nou skielik vervang moet word. So by die munisipaliteite betaal jy 'n baie hoër tarief omdat dit vir die beskikbaarheid van oor die elektrisiteit gaan. Ongelukkig het die meeste munisipaliteite ook nog nie die vereiste afgestel dat jy 'n elektriese ingenieur nodig het om jou stelsel goed te keur nie. Wat ons ook binnekort na gaan kyk of graag wil ondersoek, want volgens ons is dit vandat die kragmeter by jou hekstop in die munisipale krag daarin kom en die kragmeter gebeur, alles wat van daar af boontoe gebeur is jou privaat verantwoordelikheid. En daar is wetgewing in plek vir waaraan jy moet voldoen, want natuurlik is daar veiligheidsvereistes, maar dit is nie meer die munisipaliteit se verantwoordelikheid of hulle gebied waar hulle mag afdwing nie. So dit is wat ons sien in die munisipaliteite. Kan ons dan spekuleer dat die munisipaliteite gebruik dan nou hoër tariewe vir mense wat minder krag gebruik om hulle begroting aanhou op te vul? Dit is ongelukkig wat ons sien wat gebeur. Die grootste krisis is dat daar so 'n groot gedeelte van kraggebruikers is wat glad nie betaal nie. Ongelukkig bereken hulle dit klaar in hulle kragtariewe. So ek dink tot op 60% van kraggebruikers betaal nie en die res wat dan nog betaal moet die volle begroting van die kragaankope kan bekostig. En dit is waar die munisipaliteit besig is om ons eintlik te faal in plaas van om hulle betalings
op te skerp van die mense wat nie betalers is, word die arme mense wat nog steeds getrou elke maand hulle kragrekening betaal, eintlik beboet vir hulle volhoubaarheid. Deirdre, ek dink wat belangrik is oor die begroting verder is die feit dat munisipaliteite en lisensiehouers word bedreig oor vaste kostes wat munisipaliteite vir infrastruktuur en ander tipe kostes het wat ingesluit word. En die risiko is natuurlik volgens hulle dat hulle daai kostes nie kan handhaaf sonder om vaste kostes in te sit nie. Ek dink AfriForum se standpunt hier is baie duidelik dat indien jy die relevante inligting en data het, kan jy natuurlik 'n vooruitskatting doen om nog steeds jou risiko's te beperk soveel soos wat jy kan. Ek dink dit beteken per se dat munisipaliteite hoef nie 'n vaste heffingkoste wat hoog is in te sluit binne hulle tarief om hierdie kostes te dek nie. Ek dink as jy verantwoordelike bestuur het, kan jy ook hierdie risiko's beperk net deur behoorlike beplanning. So as jy behoorlik beplan, dan kan jy die risiko's aanspreek. Ek dink ons het dit gesien in die cleansing levy ook, waar daar's baie maniere om die begroting gaping te vul. Ja. Jy weet, boetes in te werk, behoorlike beveiliging, jou vullisterreine op te gradeer, maar dit vat werk en moeite en hulle doen dit nie. Hulle wil net eerder maklike vaste heffings, vaste kostes, fixed charges gebruik om net die begroting op te vul. So dit is iets waarvoor mense natuurlik moet uitkyk, is die vaste heffings en seker maak dit is redelik of dan nou nie. Wat is die pad vorentoe in terme van registrasies, vaste heffings? Wat doen AfriForum? Daliana. Deirdre, ons gaan ons veldtog verder neem. Ons het reeds 'n prokureursbrief aan Eskom geskryf en ons is in gesprek met NERSA, alhoewel hulle nie altyd terugkommunikeer nie. Maar volgens ons het NERSA nie die bevoegdheid om mense op persoonlike vlak te reguleer wat elektrisiteitsopwekking veral op klein skaal aanbetref nie. Daar's natuurlik ander reëls en regulasies vir mense wat op groot skaal en wat verskaffers is van kragnetwerke. Maar dit is soos om 'n kragopwekker by jou huis te hê. Wie wat 'n dieselkragopwekker by sy huis het dit geregistreer by Eskom of by NERSA. En dit is eintlik wat hulle nou probeer sê, want 'n SSEG sluit in krag, wind, diesel, hidro, alle klein kragopwekkings word onder die term SSEG ingesluit. So dit is eintlik irrasioneel om dit te verwag, want die regulasies is al reeds in plek. Die Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde se veiligheidsregulasies vir hoe jy elektrisiteitsinstallasies doen. Jou huis moet dit klaar hê en enigiets wat in jou huis se kragstelsel koppel moet daaraan voldoen. En dit is vir jou eie veiligheid, so dit maak sin om dit te gebruik. En daar is ook nog ander occupational health and safety regulasies wat geld. En dit maak natuurlik sin om dit te gebruik, maar dit maak glad nie sin om vir die munisipaliteit om jou te verplig om dit te registreer nie, want as jy daardie veiligheidsvereistes klaar in plek het, is hulle verpligting afgehandel wat AfriForum aanbetref. Maar net vir interessantheid, ons het nou gesê daar's nie rasionaliteit agter boetes nie. Eskom wil die mense eintlik net half dreig met dit. Het julle al enige klagtes ontvang van persone wat met sonkragstelsels en wat boetes ontvang van Eskom se kant af? Nee, ons het nog nie so 'n feitegeval gekry nie. So hierdie was alles net binne media dreigemente gewees. Maar natuurlik hou ons kanale oop. Ons AfriForum het 'n sterk ledebasis en ons hanteer sekere navrae waar ons gaan kyk spesifiek wat op Eskom en op wat munisipaliteite te maak is en ons probeer die mense reg adviseer. Ek dink iets wat belangrik hierso is die enigste wyse waarop Eskom werklik boetes kan uitreik gaan of wees as hulle nie daai beleid of regulasie met ons gekommunikeer het weens ons regskrywes nie, of hulle gaan iets haas uit 'n hoed uittrek. So ons het nog nie iets gesien waar hulle dit kan doen nie, maar met Eskom weet mens nooit. En soos jy sê, julle lyne is oop. Indien daar so 'n geval is, sal julle graag daarna wil kyk. Natuurlik. Daliana, jy het vinnig geraak aan NERSA. Morney, wat sê jy sê, waar is NERSA aan hierdie hele saak? Ons hoor baie van Eskom en ons hoor baie van ander organisasies ook soos AfriForum. Waar is NERSA en wat dink jy moet hulle rol eintlik hier wees? Ja, Deirdre, hier is eintlik 'n groot tragedie. NERSA is natuurlik die energiereguleerder van Suid-Afrika en hulle het eintlik so groot rol en verpligting wat hulle moet speel
die wetgewing wat NERSA as entiteit geskep het sê, NERSA is die reguleerder wat moet seker maak dat hy staan om die regte van verbruikers te beskerm. Nou, ons sien in vele van hierdie sake wat ons al gedoen het in die afgelope jaar, dat NERSA of reguleer regtig swak, of is net regtig nêrens te vind by hierdie belangrike kwessies nie. Ons moes al in verskeie geleenthede waar daar munisipale entiteite is wat nie aan die regulasies voldoen nie, moes ons NERSA verplig het om toe te tree. En daar's 'n proses wat NERSA in wetgewing het waar hulle 'n tribunaal hou, juis om laaste kans vir munisipaliteite te gee om eintlik hulle situasie te beredder voordat die lisensie weggevat word, wat ek dink 'n situasie is wat regoor Suid-Afrika tans plaasvind. Maar ek meen, as dit nie was vir die feit dat ons hulle moet verplig om hierdie goed nie, dan vra ons, sou NERSA eintlik toetree. En ek dink die beste manier wat hierdie kon omskryf word is een van ons advokate in een van ons regsaake het basies omskryf dat in plaas van om 'n elektrisiteitswaghond te wees, het NERSA eintlik maar 'n skoothondjie van Eskom geword. En dit wys vir ons die absolute irrasionaliteit waar gemeenskapsgebaseerde organisasies, sakelei en organisasies soos AfriForum eintlik die teenwig vir Eskom is. In plaas van in plaas van NERSA wat eintlik daardie reguleerder is. Ek dink dit is regtig belangrik, veral as ons sien hoe Eskom tans besig is met wat hulle in Engels noem Distribution Agency Agreements, waar hulle wil kyk om sommer vinnig met 'n ooreenkoms tussen die burgemeester en die MM, wil hulle sommer die totale lisensie die totale lisensie van munisipaliteite net oorneem. Nou, baie mense mag dalk dink dit is 'n goeie plan, maar aan die ander kant jy moet verstaan, Eskom as entiteit is nie finansiëel goed presterend nie. Hulle sit elke jaar nog steeds met voorsieningskettingsprobleme. Ons sien Eskom sit nog steeds met 'n verskeidenheid van probleme wanneer dit kom by die bestuur van elektrisiteit en kraglyne en so. So mense moenie net dink dit is 'n maklike oplossing nie. Ek dink ons sit ook in die geval wat ons nie wil Eskom as entiteit se monopolie eintlik vergroot nie. Ek dink daar's baie belangrike wetgewende beginsels binne in plaaslike munisipaliteite sowel as provinsie wat eers aan voldoen moet word. Byvoorbeeld, hoe is dit moontlik dat Eskom net 10% by die krag kan bysit, of hulle verklaar nie hoe daai 10% bestuursfooi eintlik impak op kliënte of op verbruikers gaan hê nie. So ons kan nie hierdie situasie sit waar daar so klomp vrae is en eintlik sit NERSA net een kant en bly stil of doen eintlik niks om hierdie situasie te beredder nie. Ek dink ons verwag dat NERSA 'n aktiewe rolspeler moet wees om eintlik die elektrisiteitsindustrie gesond te hou, en tans kan ons nie sê dat hierdie industrie is gesond nie. Dis eintlik skokwekkend. Jy het nou gesê jy het laas jaar hofsaak gedryf om NERSA te verplig om hulle regulatoriese verpligtinge na te kom. So AfriForum is hof toe gaan om vir NERSA te sê, doen jou werk. Dit is skokkend en ons sê dit nou al so, dit is net nog 'n dag by die werk, ons moet hierdie staatsentiteite verplig om hulle werk te doen. Julle het nog 2 groot sake gehad teen NERSA en teen Eskom. Julle kan dalk saamgesels oor, dit was 'n NERSA tydlyn saak waar julle verplig het om tydlyne na te kom en dan natuurlik die geheime skikking tussen Eskom en NERSA. Ek dink kom ons sluit aan by die vorige gesprek. Elke jaar vir die afgelope dekade was daar hierdie probleem gewees waar munisipaliteite met hulle begrotings regkry, maar weens NERSA gewoonlik die elektrisiteitsbesluit vir munisipale tariewe so laat maak, het munisipaliteite in die probleem gesit dat hulle moes met hulle verpligtinge aangaan, hoewel NERSA nog nie hulle finale besluit gemaak het nie. AfriForum het al vir meer as 'n dekade deelgeneem aan NERSA en publieke deelnameprosesse. En ons wil baie graag hê dat die elektrisiteitsproses moet deursigtig wees. En dit beteken dat toe ons hierdie aansoek geloods het, was die doel daarvan om 'n vaste struktuur saam te stel sodat daar in die toekoms nie meer vrae kan wees oor
waarom of watter tyd gaan NERSA hierdie besluite neem nie, maar dat sodat almal presies weet waar staan ons. En ek dink, en dit is wat ons verantwoordelikheid as verantwoordelike litigante ook is om seker te maak, ons wil hierdie prosesse vasmaak, sodat almal kan deelneem en almal deursigtigheid kan hê oor wat by elektrisiteitsprosesse aangaan. So Dalena, natuurlik is hierdie hofsaak is belangrik vir AfriForum, maar tog vir munisipaliteite ook, want dit gee vir hulle ook stabiliteit, as ek dit reg verstaan. Ja, want elektrisiteitsfooie of tariewe wat hulle kry by verbruikers, jy koop jou krag by die munisipaliteit, is 'n groot deel van die munisipaliteit se begroting. So as hulle nie weet teen watter koste koop hulle die krag aan nie, kan hulle ook nie vir ons sê teen watter koste gaan ons betaal vir die krag wat hulle aankoop nie. En as daar nie genoeg tyd is om daarop enige kommentaar te lewer nie, is dit vir almal moeilik en raak die proses eenvoudig een van 'n rubberstempel wat net gebeur en het mense geen inspraak meer op wat met hulle finansies gebeur nie. So dit is hoekom dit so belangrik is dat ons hierdie prosesse vasmaak en dat almal weet wanneer kom die tariewe uit, wanneer kry die munisipaliteite dit, hoe lank tyd het jy om deel te neem aan die proses en jou stem te laat hoor. En ek wil regtig die mense aanmoedig om te gaan kyk na hierdie tariewe, want dis die kans wat jy het om vir die munisipaliteit te laat weet hierdie is te duur, dit is te hoog, ek kan dit nie bekostig nie. As dit eers ingestel het, is dit verby, dan het jy geen kans meer om iets daaraan te doen nie. En dit is hoekom dit so 'n geweldige belangrike hofsaak eintlik vir ons was. Ja, ek stem. Deelname is belangrik. Julle tweede hofsaak was die groot skikking tussen Eskom en NERSA. Kan jy ons 'n bietjie daarvan vertel word, nee? Ja, ek dink as die een tema hier deursigtigheid is dit eintlik die probleem wat hier aangegaan het. Wat eintlik gebeur het was, terwyl NERSA besluit geneem het om vir die verhoging wat daar by Eskom sou gewees het Eskom hierdie besluit op hersiening geneem, maar dit nie regtig in die publiek bekend gemaak dat hulle so ver gegaan het nie, en terwyl daar in 'n litigasieproses was, het hulle eintlik nou maar geskik op 'n baie hoër tariefverhoging as wat daar in die verlede besluit was deur NERSA. En as dit nie was vir joernaliste en vir die media nie, sou hierdie geheime skikking eintlik nooit uitgekom het. Toe ons daarvan gehore gekom het ons natuurlik gaan kyk na wat is die inhoud van hierdie skikking, en dit kan nie net wees dat hierdie staatsinstelling so sonder enige publieke deelname, sonder eintlik enige deursigtigheid voortgaan en eintlik so groot impak op verbruikers net laat deurgaan het nie. En dis waarom ons daai hofsaak gedryf het. Ons het gesê, daar's nie 'n manier dat twee staatsinstellings so in die geheim eintlik sonder enige deursigtigheid kan voortgaan nie. Ons was natuurlik suksesvol gewees in so 'n hofsaak waar hierdie hele proses dan nou moes uitgaan en waar publieke deelname nou, jy weet waar AfriForum natuurlik deelgeneem het aan die publieke deelname proses. Ek dink iets wat verder belangrik is op die ou einde het NERSA omtrent besluit op wat hulle oorspronklik goedgekeur het. Nou natuurlik, ons het klaar skrywes uit, maar die belangrike gedeelte hier is, ons gaan nog steeds vra vir die redes vir hierdie besluit. Tydens die hofgeding kon NERSA nie aan die hof verklaar het op gronde van wat hulle hierdie besluit gemaak het nie, en dit is vreemd dat hulle net 'n paar weke later eintlik dan nou ewe skielik op dieselfde besluit kon afkom. So ek dink hierdie is 'n proses wat nog steeds gaan plaasvind. Ons is al reeds besig met hierdie, en ek dink hierdie is waar dit belangrik is om te sê, jy weet, AfriForum dryf hierdie prosesse juis om die verbruiker te beskerm in die plek waar NERSA eintlik dit nie doen nie. AfriForum speel 'n baie belangrike rol in die elektrisiteitssektor. Ek dink vul 'n gaping in sommige gevalle waar NERSA nie daardie gaping vul nie. Hoe kan mense AfriForum ondersteun? Hoe kan mense AfriForum se hande sterk maak? Die eenvoudigste manier om dit te doen is om 'n lid te word by AfriForum, want daardeur kry ons ook die mandaat van ons lede af om hierdie sake namens hulle te hanteer. Hoe meer lede ons het, hoe sterker word ons saak en hoe meer kan ons vir die instelling sê, maar ons het regtig 'n groot hoeveelheid mense wat ons verteenwoordig en ons gebruik dit verantwoordelik. Dit is 'n verantwoordelikheid wat ons ernstig neem en wat ons met ons regspan behoorlik ondersoek en wat ons ten bate van die hele land eintlik doen en reg kry. So word lid, lees wat ons skryf, ondersteun ons op die media, neem deel aan die publieke deelnameprosesse as ons dit begin verkondig en vra dat mense goed moet gaan kyk en wees ingelig. Nou, AfriForum speel daar 'n groot rol. Ons probeer hard om vir mense inligting deur te gee.
En ons stuur ook graag inligting vir mense wat daarvoor vra. Is daar 'n webwerf waarna mense kan kyk vir opdaterings, nuutste verwikkelinge? Daar is AfriForum het 'n webwerf nou geskep vir wat spesifiek handel oor die sonpanele en die skakel daarvoor sal in hierdie video se beskrywing beskikbaar wees. Kyk gerus en maak met ons kontak. Dankie julle. Baie dankie.